So Voor rugby. Rugby. Het jy rugby gespeel op skool? Ja, nee, ek het van laerskool tot hoërskool toe na Vertelkom gespeel. Vertelkom, vereniging. Okay, en jy gepresteer, het jy goed gespeel? In die hoërskool en laerskool is baie goed te speel, ja. My seun speel dieselfde posisie as ek. Nommer 7 en 8 was my posisies. Ja. Ja, so my seuns doen dieselfde. Okay, nou, dis nou jy, so ons gaan nou praat oor jou seuns. Kyk, nie almal weet dit nie, maar jy het nou die 3 seuns, is nou Jakkals of Gideon, Ja, en dan is dit Daniel, ja, en dan is dit Delarey. yes. Is dit mos nou soos hulle loop? Yes, dis my 3 seuns. Ja. Nou Jakkals, ons ken vir Jakkals, hy was laas jaar in matriek. Hoe het hy gedoen met rugby? Jessie, hy het uitgeblink met rugby. 'n Paar keer man of the match gewees. Toe gespeel hy mos in die dorp rugby. Ja. En hy het 'n wisseltrofee gekry. Dink vir rugby player of the year. En hy het ook 'n toekenning gekry vir die meeste punte wat hy aangeteken het vir die jaar, en hy het 'n hele paar games nie gespeel nie, en hy het dit gespeel as 8ste man. Dis nou vir Parys. Dis vir Parys hoërskool. Maar kom Parys dorp. Dorp, ja. Kom ons gaan net bietjie terug skool se kant toe. Hoe het Jakkals se rugby loopbaan geloop van laerskool af? Van laerskool het meneer Ter Blaans, dis wat ek dink die groot ding is, ons coaches in die dorp. Meneer Ter Blaans het hom afgerig as 'n billetjie rugby. Toe daarna is hy deur meneer Griese, en toe is hy dan meneer Altes toe, en so is hy deur meneer Olivier, en toe deur dan meneer Benny, en op die einde Jaco Maree. Ek noem hom Paryse Rassie Erasmus. Hier is meneer Jaco Maree is 'n goeie afrigter. So die hy ander is ook het hy vir Jakkals afgerig. Hy het vir Jakkals afgerig. Laerskool. Ja, dis 'n So lang trek terug. hulle is gevorm deur die laerskool afrigters. Maar wag nou 'n bietjie, is dit jou opinie dat 'n jong seun se rugby word gevorm op laerskool? Definitief. Die begin. Ja. Jy kan nie kom en op hoërskool begin rugby speel nie. Nee, daar is ouens wat dit doen, maar ek dink jy kry jou vorm en jy kry jou grondpad is uitgelê op laerskool rugby. Okay, kom ons gaan nou weer terug. Jakkals het op laerskool gepresteer met rugby. Ja, reg deur Goed tot hoërskool, ja. Daniel is nou gekies as Parys Hoërskool se junior speler van die jaar. Hy het ook laerskool baie goed rugby gespeel. Klomp keer man of the match gewees. En hy's ook deur meneer Ter Blaans as billetjie rugby. En dis toe hy ook deur meneer Benny, en hy's ook deur meneer Altes en meneer Olivier. Hy's deur al hierdie onnies, maar op die einde het meneer Jaco Maree, ons Rassie Erasmus van Parys is wat ek maar sê. Hy het hom mooi fyn gekraai en goed gedoen. Met die hulp van Hannes Stemmet. Hannes Stemmet het baie moeite gedoen, jong. Jy sê hy ou het goeders gaan koop vir die kinders om mee te oefen. Hy het hulle by sy huis gevat vir gym. Hy het sy eie spare time, het hy ook sommer ander spanne ook laat oefen, en hy sy eie spaartyd het hy Hannes gegaan en hulle geoefen. Maar ja, die coaches, ek dink coaches kry te min krediet. Eer vir hulle harde werk. Maar jy gaan nou sommer, daar gaan jy, jou hart is vol rugby. Ek kan hoor, ek moet jou nou elke nou dan bietjie intrek. So Jakkals het goed gedoen, en wat jy nou sê, ja. Daniel het goed gedoen, albei van hulle het op 'n stadium by Jaco gedraai. Ja. En Daniel en Delarey? Delarey is nou by meneer Altes gewees, nou laas jaar verby is. Die jaar voor dit was hy meneer Ter Blaans, en toe sy na meneer Benny toe, en toe sy na by Altes. So hy sal nog by Jaco draai. Jaco sal nog op sy pad. Hy is nog op sy pad, hooplik, ja. Ja, en dit wat in die laerskool gebeur, prestasie gewys met jou kinders sover, dit reflekteer, dit gaan saam hoërskool toe. Ja, definitief. Kyk weet jy hoeveel van ons kinders word te koop, ons rugby kinders, word te koop deur ander skole. Ja, maar dis ou praktyk. Ja, nee, maar dis omdat ons rugby so sterk is in Parys. En is deur hierdie coaches, né? Maar is jou kinders, het jy nou al 'n aanbod gehad? Ja, ek het Gideon was by Transvaalia. Toe is dit COVID, toe bring ek hom terug. Daniel is deur 'n paar skole gevra om te gaan, maar ek het vir hom gesê nee, bly. Ek wil nie hy moet gaan nie. Ja. Maar ons sal nou sien wat gebeur in die toekoms. Transvaalia sê vir my hulle het nou 'n koshuis gebou en hulle wil hom daar hê, so ek weet nie.
maar ek verkies my kinders bly maar hierso. OK. So daar het ons nou gesels komplimente, baie geluk met jou eie en jou kinders se rugby prestasies. En sal nice wees om vorentoe dalk een van hulle in 'n groen jersey te sien, jy weet. Ek weet nie of dit die toekomsplanne is nie. Gideon is nou deur die Griffins. Hulle was hierso om met hom te praat. Dis my Jakkals Gideon. Ja. So die Griffins het met hom gepraat. Hulle wil hê hy moet welkom toe kom om daar te gaan oefen. Maar ek weet nou nie wat hulle het net gepraat daaroor. Hulle het nog niks geteken of niks vasgemaak nie. So ons moet maar sien wat gebeur nou in die nuwe jaar. Ja. En dan jy wat griepie is, vat al daai prestasies van jou kinders, dan sit jy dit so op 'n hoopietjie en dan sê jy Jaco baie dankie. Dis wat jy doen. Ek sê vir Jaco baie dankie. Ek sê vir meneer Griese baie dankie. Dis ook 'n baie goeie coach gewees wat ek nie eens genoem het nou nie. Meneer Griese is al afgetree. Hy was ook 'n briljante coach. Hy het ook vir Gideon gevorm, regtig baie gedoen. Maar soos ek sê, al die onnies, meneer Altus, meneer Benny, meneer Olivier, meneer Terblans, meneer Jacques Wessels, hulle almal het hulle bring hulle kant. Dis hoekom ek sê, vir jou wil sê is, soos die kinders nou hierdie prysuitdelings kry, moet hulle vir die coaches ook gee. Hulle moet sê, dis die coach van die jaar gewees. Hy het die liga gewen. Met Jaco het ons elke jaar, as my kinders afgerig het ons elke jaar ligas gewen, elke keer. So dis hoekom ek, en meneer Griese onthou het ons ook 'n liga gewen. Dis hoekom ek sê, hy is die Erasmus in Parys, want as jy weet as hy afrig, gaan jy die liga wen. Ek weet nie hoekom is dit so nie, ek weet nie wat sy geheim nie, maar hy kry dit, kom deur. Hy kry reg, ja. Nou ja, toe, daar's hy. Dis rugby in Parys. Die skole wat jy sê, die skole wat in Parys is en met afrigting spesifiek, hoogstaande gehalte. Ja, nee, definitief. Afrigters, hoogstaande gehalte. As jou kind rugby speel, koop hom en stuur hom Parys toe. Weet jy, daar 'n ander ding wat ek sê, Wouter. Ja? Ek kry nie Wouter se van onthou nie. Hy was nou Daniel hulle se coach gewees nou hierdie jaar, hè. Ja. En hulle het gedomeineer hierdie hoërskool nou. Ja. Hulle het gedomeineer, maar dit kom van die laerskool se coaching wat Wouter nou oorvat en hy het baie goed gedoen want hy het hulle goed bestuur. En ons het domineer 70-0, 80-0. Dit was eintlik belaglik om te kyk hoe ver wen ons. Maar dan moet ek sê ons was nie in 'n baie sterk liga nie. Ons liga was ons is in 'n laer liga. Ek dink hulle kan Parys Hoërskool definitief opsit na 'n hoër liga toe. Hierdie ligas wat ons nou gespeel het was bietjie te maklik. Die oorwinnings was te groot. Te groot oorwinnings. Nou ja. Maar oorwinning bly oorwinning en ons is trots op ons kinders en op ons coaches. Ou David is ook hulpafrigter. Doen ook baie goed. Maar ons moet vir hierdie coaches regtig die skoolhoof bring pryse vir die afrigters laat hulle ook as hulle ligas wen dan vir die jaar dan sê ons daai was die beste afrigter vir die jaar. En gee hom ook 'n wisseltrofee en erkenning want hulle moet erkenning kry. Dankie Sappie.